Halleluja. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Yes. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Halleluja. Ons doen dit nog vrylik. Ons hoef dit nie skelm te doen in kelders en al sulke plekke nie. Daarom moet ons met blydskap, soos pastoor Teddy gesê het, kom na die huis van die Here met blydskap. Want as ons die Here dien, het ons 'n blydskap in ons hart. Ek wil net my kripnotes reg kry julle. Ons het 'n awesome Paaskonferensie gehad. Stem julle saam met my? Amen. En die een wat hier was, en die een wat online gekyk het, kan regtig nie sê, hy het nie ontvang nie. Vanaand 7 dae terug het ek hier gestaan en ek het die woord bedien dat ons moet heiligmaking nastreef. En elkeen van julle het uit julle eie uitgekom en julle het gesê, Here, ek gaan so hard werk sodat ek hierdie poorte kan ingaan. Elkeen wat hier was tydens die Paaskonferensie, online of teenwoordig, het iets ontvang van die Heilige Gees. Was so vaardig. Die Heilige Gees het van die onderpunt van ons hart reg deur ons hart gewerk, tot in ons verstand, reg deur ons liggaam, tot in ons siel. En as jy sê, jy het nie ontvang nie, en of as dit nie genoeg was vir jou om 'n verandering in jou lewe te maak, en sekere goed te laat staan nie, wil ek vir jou sê, waar was jy? Was jy dan nie hier nie? Was dit net vir my? Het net ek hierdie verskriklike, goddelike oomblikke gevoel? Elkeen was hier en online, omdat hulle afspraak met ons heilige God gehad het. Jy kon op 'n ander plek gewees het, maar God het jou kerk toe laat kom, of God het jou laat inskakel, om woorde te hoor van gesalfde bedienaars, en elke bediening, elke keer se preek, was 'n faktor, wat jy moes besef, of iemand in die plek, of iemand online, wat moes besef, daai kom ek tekort in my lewe, daai praat die Here nou direk met my, en daai moet ek gaan change om my ewige lewe, en die hiernamaals te bepaal. Ek gaan nie daarop byhou nie, sorry. Nou ja, vir ons almal was dit 'n goddelike oomblik. Ek weet nie van julle nie, maar since that first night kon ek nog nie relax nie. En as ek praat van relax, praat ek nie van stres nie. Ek praat van my siel bly opgewonde. My siel bly die Here loof. My siel bly die Here soek. Ek bly soekend, ek bly praat, ek maak my huis skoon, ek haal alles uit wat nie van God af is en wat vir my 'n hindernis gaan wees om my pad met die Here te stap. Ek vertel vir almal wat in my huis kom, as jy hierdie deur instap en jy wil sulke dinge en daai dinge doen, dan is jy uit. Want as ons nie ons eie huise kan skoonmaak nie, God gaan dit nie vir jou doen tensy jy hom vra nie. Jy moet daai eerste tree gee en sê, ek gaan my huis skoonmaak, sodat hierdie faktore wat genoem was, tydens 10 dienste, en daarna nog 'n diens waar ons so goddelik berisping gekry het, ontvang het deur die Heilige Gees, dat dit nie vatplek gekry het nie. Was dit skyn? Was dit skyn? Of het jy geen geloof nie? Was daai oomblik vir jou net hier? Mense, ekskuus, ek het 'n baie dringende goddelike boodskap vanaand. As jy vir my wil kwaad wees, en as jy nie die waarheid kan vat nie, be my guest. Be my guest. Ek het deur dinge gegaan, tot die Here my gesuiwer het, gelouter het in die vuuroond, en ek moes dinge doen wat nie vir my maklik was nie, maar die Here kom eerste in my lewe, en ek sal alles doen om my God te behaag. Is tyd dat ons moet ophou speel. Is tyd dat ons moet ophou om te skyn, en te maak of ons hierdie wonderlike diens geniet, te maak asof die Heilige Gees oor ons is, om te maak asof die Heilige Gees vir ons iets beteken het, en sy hy werklik vir jou iets beteken het, en sy hy werklik 'n verandering in jou lewe kom maak het.
sê ons gaan, ons stap, ons sê, Here, ek gaan my lewe change, ek gaan heiligmaking nastreef, om in poorte te kan ingaan. Maar hoe lank het daardie goddelike oomblik, wat ons hier beleef het vir 10 kere, 10 dienste, hoe lank het dit vir jou gehou? Net tot jy by die deur uitgestap het? Of net tot die volgende dag? O mense, Jesus is nobody's playmate. Amen. Het jy genoeg geloof gehad, wat die Here jou hier kom recharge het, want hy het ons kom recharge. Hy het die Heilige Gees gemanifesteer deur baie van ons, deur elkeen van ons het 'n hart met ons kom praat, ernstig, dringend. Het ons die geloof, deur die werking en die manifestasie van die Heilige Gees gevat, en gesê, ek maak dit myne, ek trotseer hierdie pad wat ek nou moet gaan stap. Ek los hierdie sonde, ek doelbewus wetende, as prins, whatever is, gaan ek nou los. Want my geloof is sterk genoeg in my God, my lewendige, almagtige God. Want ek weet so seker as wat ek hier staan, ek weet so seker as dat ek daai 10 dienste bygewoon het en 'n goddelike boodskap gekry het, dat die Here my sal deurdra. Die Here sal my help, hy het my nog nooit verlaat en begewe, as ek op hom vertrou nie. Halleluja, thank you Jesus. Raak uit ek raak nog. You love the world so much that you live it. Onthou, toe ons harte vir die Here gegee het. Ons is nog in hierdie wêreld, maar ons is nie meer van hierdie wêreld nie, want die Here het 'n nuwe creation geskep. Hy het ons verander. Nou hoekom laf ons nog die wêreld so? Hoekom sit ons nog die dinge van die wêreld, die evil, die bose dinge voor God? Do we love the world and just love Jesus when we need him? Yes. Hey? Ons kan baie vinnig na die Here toe hardloop, as daar siekte of dood of moeilike tye is. En solank as wat dit lekker gaan, love ons nie Jesus so much. We don't love Jesus enough. We don't have enough faith to say, Here, ek laat staan nou en ek volg U, no matter what, no matter wat om my aan die gang is, no matter die pyle wat na my toe kom, want ek weet, die Heilige Gees sit 'n shield om my, en hy sal my beskerm, en hy pyle sal direk teruggaan na die een toe wat dit gestuur het. Is ons nie lief genoeg vir God om te sê, Here, ek gaan dit laat staan nie. Hoeveel tyd wil ons nog hê? Hoeveel tyd wil ons nog hê om te sê, Here, ek sal daar kom. Here, ek gaan dit nog doen. As jy dit nie in die afgelope 10 dae nog kon regkry, wil ek jou vra, gaan jy dit regkry? Kan jy jou geloof in God plaas, totally, en sê, Here, ek doen dit vir U. Nie hieroor of daaroor nie, maar wat U vir my aan die kruis gedoen het. Vir die liefde en die genade wat my tot hier gebring het. Hoe lank het dit ons gevat net om gereeld in die kerk te kom? Hoe lank het dit ons gevat om so ver te kom en uit te kniel wanneer daar 'n mooi boodskap is? Hoe lank het dit ons gevat? Dae? Maande? Nou, dit het ons jare geneem. En net dat ons daar is, dan val ons weer terug. En ons vat weer die wêreldse dinge, die bose dinge en al die verkeerde goed is afgode in ons lewens. En ons plaas die afgode bo ons almagtige, heilige God en sê, Here, U moet nou net so bietjie terugstaan. Hoe lank dink jy nog gaan jy met God se liefde en God se genade kan speel? Ek het baie gekry tydens die paaskonferensie. En ek glo ons almal het, want jy kon nie anders as om te ontvang nie, maar ons is selfsugtig, want Here, ek wil net nog 'n bietjie. Ek is nog nie reg nie. Dit is so moeilik, Here. Ag, sê Here, gee my net nog 'n rukkie tyd. Besef julle wat ons aan 'n almagtige God doen as ons sê, Here, sorry, maar die duiwel gaan net so 'n bietjie voor U plekkie in my lewe kry. Besef jy, elke keer wat jy sondig, en ek praat nie van daaglikse sondes, waarvoor ons 70x7 keer vergewe word nie, in die ingewing van die oomblik nie, want ons almal doen dit. Ek praat van moedswillige, wetende sonde, en ons hou aan
En ons sê, Here, U liefde is nie nou al op hierdie stadium in my lewe genoeg vir my om te laat staan nie. U genade is nie nou al genoeg vir my om hierdie dinge te doen nie. Jy sê dit dalk nie in soveel woorde nie, maar jou aksies spreek dit. Wat dink julle doen die vyand? Ja, Here, kyk, ek dog hulle het nou 'n salwing gehad. Ek dog hulle het gesê, ek gaan nou van 'n veilig lewe. Maar kyk, wat maak jou sogenaamde kinders? Kyk hoe selfsugtig is hulle. Hulle stel my voor U. Ons het 7 dae gehad nadat ons daai belofte gemaak. Wie het iets in hulle lewe verander? Jy hoef nie jou hand op te steek nie, jy moet jouself aan. Wie van julle het waaragtig gegaan en hierdie dinge gaan neerlê? Wie het gaan probeer om te sê, Here, ek is klaar. Want hoekom? Oor U liefde en genade, oor wat U aan die kruis vir my gedoen het. Maar Here, omdat ek lief is vir U. Here, omdat ek besluit het om U te volg. Sien nie, dit vat tyd, want jy moet jou Bybel bestudeer. Jy moet op jou knieë wees, want hierdie knieë bring baie dinge in jou in. Hierdie knieë laat jou gees bou. Hierdie woord stig jou. En as jy nie hierdie goed doen nie, gaan jy nie groei nie. Maar jy kan nie overnight dit laat gebeur nie. Jy kan overnight 'n change in jou lewe maak. Jy kan hy suffering vat en trotseer in die autoriteit van God wat hy vir jou gegee het. Maar doen jy dit? Doen jy dit? Of sê jy, Here, U het nou al so lank gewag vir my. U het hoeveel noodkrete gekreet. Kom my kind, kom maak reg, die tyd is min, kom vinnig op die wolke, gaan jy gereed wees. En wat doen ons? Wat doen ons? Wat doen ons met die heilige, die allerheiligste Gees van God Almagtige, wat binne ons woon? Wat doen ons met die Heilige Gees? Wat doen ons met die Heilige Gees wat hier gemanifesteer word, wat jou onderste bo slaan, wat jou in 'n ander dimensie sit vir 'n oomblik, en almal was daar, man, ek het dit gesien. Wat doen jy met die Heilige Gees, die goddelike aanraking? Cheers, Jesus, ek is nog nie reg nie, ek het nog tyd nodig. Die woord sê, thank you, Jesus. Julle, die woord sê, as jy eenmaal die Heilige Gees gesmaak het, en jy val dan terug, is maar in my eie woorde, is dit moeilik om weer terug te gaan. So wie is ek en jy om te dink, ons kan met God verwoord? Wie is ek en jy om te dink, ons kan maar net die Heilige Gees use and abuse? Ons kan God maar net use and abuse. En ons kom nie eers naaste by. Pastoor het dit volgende gesê, onthou wat jy die Here beloof. Ons vergeet gerieflikheid onthaalwe wat ons God beloof het, ons daar moet staan het. Want hoekom ons is selfsugtig. Meer van my, minder van God. Kom, kyk toe, laat ek op 'n ander planet kom, en 'n ander geestelike dimensie is waar die duiwel oorneem. Waar hy vir jou dinge laat doen, wat hy vir jou met jou mind speel, want jy kan nie by jou positiewe wees, wanneer jy onder dwelms, of dronk is van alcohol, of you name it, papegaaieslaai, whatever. Jy kan nie nugter dink nie. Jy, as mens, besluit self, Here, Heilige Gees, gaan net so 'n bietjie uit. Ek wil net so 'n bietjie plek maak vir my afgod. Ongehoorsaamheid. Van watter aard ook al. Van watter aard ook al. Ons kan nie aanhou vir Jesus agtertoe skuif. En die afgode en sy baas wat die vyand is, vorentoe skuif nie. Jesus, U is eerste in my lewe. Wie van julle kan met opregtheid, jy hoef nie jou hand op te steek nie, jy moet jouself antwoord. Wie van julle kan met opregtheid in julle harte sê, Jesus, U is eerste in my lewe. Alles wat ek doen, van daai dag of whichever day, doen ek om U te behaag. Wie kan sê, U is eerste in my lewe? En wat doen die vyand? Hy sê vir jou, moenie worry nie, God weet jy probeer. Moenie worry nie, jy gaan dit nog reg kry.
Jy sal nog 'n kans kry, moenie worry nie. En wat doen julle? Wat doen ons? Ons glo die Satan. Ons glo, ons gaan nog 'n kans kry. Ons glo, hoorie, ons gaan dit nog los. Hier het jy 'n goddelike aanraking gehad. Wat het dit vir jou beteken? Hoekom kan jy nie daai goed neerlê nie? Na 10 dae, hoekom kan jy dit nie neerlê nie? En dan kom sê Jesus met liefde en genade vir jou. My liefde en genade is genoeg om al jou afgode te laat staan, om al jou ongehoorsaamheid te laat staan en om my te volg, hart, siel en liggaam. En wat doen ons dan? Ons is, ag Here, wag so 'n bietjie met daai een. Wag so 'n bietjie met daai, ek's nog nie reg vir daai een. Want die vyand het jou klaar konwins. Die vyand het jou klaar konwins. Ons speel met 'n almagtige God se genade wat hy enige tyd kan ophou en sê, time out. Enige tyd. Jy weet nie of jy hier uitstap of jy by jou huis gaan kom. Jy weet nie of jy môre aand gaan wakker word nie. Nie een van ons is verseker van ons gaan môre die son sien opkom nie. Nie een van ons weet presies wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn. Maar ek kan vir julle waarborg, die tyd is naby, want die woord leer vir ons dit. Nee, alright. Ons gaan dit self doen. Ek gaan daai nie daar bydel, dat ek net plek kry in my Bybel. Die application wil nie saamwerk. Julle kan blaai na Jeremia 49 vers 16. Sê amen as jy reg. Sê amen as jy daar is. Jeremia 49 vers 16. Jeremiah 49 verse 16, Paul. En julle ander wat Engels sprekend is. Julle reg. Nou, mense, wat ek vir jou vanaand sê ek nie net omdat ek dit vir jou wil sê nie. God het vir my 'n goddelike boodskap gegee, maar vir alles wat ek vir julle sê, het ek die bewys in die woord. Ek lees, jou vreeslikheid het jou bedrieg. Daai van, ek sal dit los. Want wie sê jy gaan weer so oomblik kry, so goddelike oomblik, waar jy nou seker is, jy gaan die goed nou los. Die vermetelheid van jou hart, om te sê, ja Here, ek gaan dit los, ek gaan 'n nuwe pad stap, en as jy by die huis kom, is dit dieselfde ou pad. O, jy wat woon in die rotsklowe, jy wat jou wegsteek in die klowe, dat mense nie moet sien. Jy wat die top van die heuwel in besit hou, al maak jy jou nes so hoog soos die arend, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. Daarvandaan sal ek jou neerwerp. Met die paaskonferensie en verlede Sondag, die wat hier was en aanlyn geluister het, God het met jou 'n afspraak gehad. En nie net nog 'n afspraak nie, maar 'n goddelike waarskuwing met 'n noodkreet. My kind, ek roep jou. Ek roep jou om waaragtig my te dien, met gees en waarheid. Ek klop aan jou deur met 'n ernstige dringendheid. Het jy Jesus se stem herken? Het jy Jesus se stem herken tydens daardie 10 dienste? Het jy Jesus gehoor toe hy vir jou dit gesê het? Galasiërs 6 vers 3. Nou wil ek vir julle sê, die planete is baie groot. En teen groter planete is die aarde 'n kolletjie op 'n ander planeet, net so kolletjie van 'n pen. Nou hoe groot dink julle is ons? Ons is so klein en ons is so nietig. Jesus het ons geskep met 'n woord en hy het asem in ons geblaas en net so kan hy ons afsny. Net so kan hy ons wegvat.
En dit maak nie saak hoeveel jy hiervoor kan staan en preek en dink jy is die kat van die huis of die muis se baas nie. Maak nie saak hoeveel gawes jy het wat, man, as die Here iemand nodig het wat 'n ateïs is en hy moet iets doen, sal laat daai persoon dit ook doen. So die gawes beteken nie, dit gaan jou in die hemel bring nie. En die woord sê, ek wil julle met mooi luister, want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. As ons dan niks is nie, alhoewel God ons kosbaar ag. Alhoewel God ons so kosbaar ag dat hy sy heilige bloed vir ons gestort het. Maar as ons so min is, hoe kan ons met God? Ons is ver van Okaia. Ek is alright. Ek het die Here aangeneem. Ek het baie dinge in my lewe verander. Dit is nog net daai aspres sonde, wetende sonde wat ek nou 'n bietjie mee sukkel. Hoe lank wil jy nog met die genoem U te behaag? Here, vergewe my, maar ek wil asseblief nie enigiets doen wat U seer maak nie. Ek wil U nie weer en weer kruisig nie. Here, ek aanvaar U liefde en U genade en ek wil nie woer met dit speel nie, want God is die eerste een in my lewe. Vir U wil ek dien, vir U wil ek aanbid, geen ander gode nie. Dan gaan ons na Apostel Petrus toe, hoofstuk 1 vers 15 en 16. Here Jesus, U praat deur U woord met ons. Vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewens wandel heilig wees. Ons kan nie sê ons leef heilig en ons loof en prys die Here, maar ons het nog 'n afgod in ons lewe nie. Vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Want toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe jy besluit het, Here, hier draai ek om, hier maak U van my 'n nuwe skepsel, het God vir jou autoriteit gegee. En met daardie autoriteit het hy vir jou die krag en die mag gegee om te wees soos Jesus is. Hy het vir jou daardie krag en mag gegee om te stap in die voetstappe van Jesus. En wat doen ons? Die vyand met sy storieetjies kom en steel jou autoriteit. Kom en laat jou toe om met God te mok. Want dit is presies wat dit is. As prins wetende sonde wat ons bely en oor doen is 'n mokking. Die allerheiligste God. Jesegiel 20 vers 19. Ek probeer, Here, ek probeer. Jesegiel 20 vers 19. Ek is die Here, julle God. Wandel in my insettinge en hou my verordeninge en doen dit. Dit sê nie, ontvang 'n awesome goddelike oomblik, waar die Heilige Gees manifesteer, van die onderpunt van jou hart, right through, en die ander sien en voel en beleef dit. En dan, kan jy dit nou maar los toe, daar waar dit is nie. Hy sê, ons moet dit woord gehoorsaam wees. Ons moet dit wat hy vir ons sê, moet ons doen. En dan kom ons en ons sê, Here, ek probeer regtig, Jenny en Here, ek weet man, ek was ook daar julle, ek was ook daar, ek het Pinkster groot gewerk, onder die kerkbank groot geword, maar ons almal kom daar, want die vyand, kom, dat jou paadjies en draadjies loop ook met chommies, maatjies, werkskollegas, want jy is nou bietjie te skaam om vir hulle te wys wie is jy. Gaan na Spreuke 4 vers 24 toe. Here, ek probeer regtig hard. Here, en ek weet U gaan my help om dit te los. Maar wat sê die Here, gee jy die eerste tree. Dit help nie sê, Here help my, maar jy doen boggerol nie. Het die
5 wyse maagde, hulle leë lampies gevat en vir die bruidegom gewag en gesê, Here, maak nie ons lampies gou vol. Nee, die Here het hulle slim gemaak. Hy het hulle wys gemaak, dis hoekom hulle wyse maagde genoem word. Hy het vir hulle gesê, maak julle lampies vol en vat ekstra. Vat ekstra. In Spreuke 4 vers 24 sê, verwyder jou van die valsheid van die mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Nou as ek nou sê, ek is 'n kind van die Here, ek het neergelê, ek het bely, ek is 'n nuwe skepsel, Here, ek gaan nou hierdie pad stap, ek gaan heiligmaking nastreef, want ek wil nie voor die poorte staan en ek het self 'n slot opgesit nie. En jy doen dit nie. Wat is dit? Is dit nie valsheid van jou mond nie? Is dit nie verkeerdheid van die lippe as jy dit beloof voor die mens, want die mens word vandag aanbid. Ek is so lief vir hierdie prediker en ek doen alles wat hierdie prediker sê en ek volg hom, as hy soontoe gaan is ek daar en as hy soontoe gaan is ek daar en as hy of sy preek is ek daar. Mense, hou op om 'n mens jou idol te maak. Amen. Amen. Maak Jesus jou idol. Hallelujah. Hou op om vals te spreek. En ek wys vir pastoor, ja, dit gaan goed. Ek het dit en dit en dit gedoen. Maar hier by die huis, en daar by die huis, en daar by die werk, en daar by die skool, sien ons another song, with a different tune. Because daar is nie 'n pastoor, of 'n broer of 'n suster wat op jou kan check nie. Daar is niemand wat jy daar wil impress, met die goddelike lewe wat jy kastig lei nie. Laat staan dit! Stop dit! God is nie ons speelmaatjie nie. Amen. Staan jy regverdig voor God? Wat laat ons dink? Ons staan regverdig voor God. Staan ons regverdig voor God? As Jesus vanaand of môre besluit om op die wolke te kom en hy kom ons haal, jy uitverkies dis. As jy uitverkies, antwoord jouself. En moenie vir my daai bollie vertel van ek weet nie of ek reg is nie. Jy moet weet jy's reg. Jy moet reg leef sodat jy weet jy's reg. Jy kan nie sê ek weet nie of ek het gemaak nie. Nee. Jy kom op die plek waar jy seker is, man. Jy leef waar jy seker is, jy leef en jy sal die poort ingaan, want God is die enigste God wat jou bid. Daar's nie afgode nie. Yes. Ek en my man is een. Ek het 'n belofte voor die kansel gemaak toe ek getrou het. Ek en my man is een en ons sal die Here dien en ons sal God eerste plaas. Yes, Lord. Yes. Wie van julle bly by daai belofte? Hoeveel geheime het jy vir jou man of jou vrou? Hoeveel, jy het dit nie gemaak, jy het my kwaad gemaak, daar's die deur, daar gaan jy. Waar daai goddelike belofte sal God die kaptein van ons bootjie wees. Yes, amen. Ons moet 'n bietjie dink, mense. Ons doen baie goed sonder dat ons besef wat ons doen. Hier is net 'n effens van 'n wake-up call vir jou. En dan wil ek vir jou sê Openbaring 22 vers 11. Revelations 22 verse 11. Ons is nie hier om te doen wat die mense like nie. Ons is nie hier om mense te please nie, mense. Die mens het nie vir ons 'n doel in die lewe gegee nie. Die mens het nie sy heilige bloed aan 'n kruis vir jou afgelê nie. Sy lewe vir jou afgelê. Jesus het. So wie wil jy dan wens dat Here, sorry oor die goed, maar ek weet ek gaan dit nog doen, jy gaan my nog help. Vir wie wil jy konwins? Dink jy kan vir God ore aansit? Hy sê dan vir jou, volg my, laat staan. Even Lukas, wat 'n dokter was, het hy nie vir hom gesê, Lukas, gaan jou dokterstas en volg my nie. Hy het gesê, volg my, kom. Amen. Los jou ma, los jou pa, los jou boetie, los jou sussie, los jou kinders. Jy is lief vir hulle, en jy berusp hulle, en jy help hulle, en jy verkondig die evangelie. Maar,
die wat getroud is, nou nie ek nie. Jy en jou man is een. Laat die res gaan. Halleluja. Laat die res gaan. En as daar striwelinge is, en ek weet nie of ek hierdie goed sê, en ek het nie nou skripnotes van dit gemaak nie, is maar net hoe die Heilige Gees my lei. As daar iets is, en jy voel daar's 'n bietjie krapperigheid, enige iemand wat in die huwelik is, of wat in 'n verhouding is. Hoekom sê jy nie vrou lief, of man lief? Ons het 'n belofte vir ons. Ons het 'n belofte voor almal wat daar was, voor daai kansel gemaak toe ons in die eg verbind is. Kom ons gaan op ons knieë. Kom ons bely wat ook al. En kom ons let go die verkeerde dinge en let God. Want julle vergeet, julle is 'n eenheid. Julle is een. Julle is nie twee nie. Julle is een. En hoe wil julle nou hierdie neig daai kant toe en hierdie een die kant toe? Hulle bots. Wat gaan uit daai eenheid uitkom? So kom ons sê Here, ons kom op ons knieë en ons gee hierdie huwelik van vooraf vir U. Here, dat U ons sal gebruik om die koninkryk te verkondig. Dat U ons sal help met die gawes wat U vir ons gegee het, om 'n verskil in die lewe te maak, om siele in te bring vir die Here. Dat U ons sal help met die autoriteit, al is dit agressie. Hoor mooi vir my, al is daar 'n bietjie agressie, ek so 'n aggressiewe mens, ek kan lekker kwaad word, en ek kan my sê seks, en waarom my seks sê nie, ek hoor nie of julle my like nie, Jesus loves me. Amen. Kom ons vergeet van mense, en kom ons begin doen, wat God vir ons vra in sy woord. Nou mense, ek hou nie baie daarvan, om 'n uitnodiging te maak nie. Maar ek wil vir jou sê, God is nie jou maatjie nie. God is nie jou maatjie nie. Jy kan vannag tot sterwe kom. Waar maak jy jou oë oop? En dit is 'n ding wat baie predikers sê. Maar weet jy wat is die waarheid? Dis hoekom hulle dit sê. Daar's 'n dringendheid, daar's 'n goddelike boodskap, daar's 'n goddelike kreet van Jesus. Kom, ek wil jou my kind maak. 'n Opregte, wedergebore kind, want hy poorte sal deurgaan as ek op die wolke kom. Ek is lief vir jou. Ek wil jou nie sien in die hel brand nie. Ek gee jou 'n kans. En mense, dit sê baie predikers ook, maar ek gaan dit tog sê, want hoe weet jy? Hoe weet jy? Van julle siek, julle kan enige tyd sterf, maar julle speel woer met die Here. Julle mok die Here. Hoe weet jy, siek of gesond? Jy gaan môre nog met ons wees. Yes. Hoe weet jy? Groot, klein, oud, jonk, vet, maar mooi, lelik, whatever the case might be. Hoe weet jy dat jy daai poorte gaan deurgaan as jy nie met sekerheid hier binne weet ek het alles laat staan en ek volg Jesus. My fokus is op Jesus. Dankie, Joey. So wat ek wil doen, ek weet, en ek kan na julle toe stap, maar God het nie vir my daai geaardheid gegee om mense te verneder nie. As ek praat altyd in die algemeen, want die een wat moet hoor, gaan verseker hoor. As jy uitverkies is. As jy uitverkies is, sal jy die roepstem van God hoor. As jy uitverkies is, sal jy hoor dat Jesus vir jou sê, kom, dis tyd, hou op tyd mors, my genade is besig om te tik, verby te tik, soos die sekondewyser verby tik, tyd loop uit, en jy speel met my liefde en genade, jy mors met die goddelike oomblik wat jy gehad het, 10 dienste, ek wil hê jy moet vanaand besluit, gaan nie vir jou bid nie, jy gaan self, jy gaan vir jouself bid, en jy gaan bely en sê, Here, jammer Here, dat ek hier kom staan het en gesê, Here, ek plaas alles op die altaar, ek gaan my lewe change, ek gaan sonde laat staan, ek gaan U volg,
met autoriteit en geloof op Jesus fokus. Maak nie saak wat om my gebeur nie. Mense, die duiwel is hy's besig. Moenie dink as jy 'n kind van die Here is, gaan hy jou los nie. Hy gaan jou eers attack because you do something right. As jy nie attack word nie, dan is ek bekommerd vir jou. So. Vat die woord. Want hy weet nie, dat jou laaste kans is, of jy nog lewe of nie. Het mag dalk jou genade gaan afwees. Jy het hoeveel keer die Heilige Gees bedroef. Daardie goddelike oomblik wat so goddelik is, wat gemanifesteer het, wat elkeen beleef het, wat elkeen gevoel het, wat elkeen Jesus se stem gehoor het, sy noodkreet, kom my kind, die tyd loop uit. Is jou keuse, en joune alleen, of jy God langer gemaak. Is jou keuse, en jou keuse alleen, om te loop en te sê, as 'n kind vir God, maar jy is lekkerder. En daar is dit nog lekkerder. En jy sit God die hele tyd agter. 'n allerheilige God. Al weet en weet wat jy in jou hart aangaan. Hy weet wat jy dink. Hy weet wat jy doen. Hy weet waarheen jy gaan. Hy ken elke gedagte. Het dit geken voor jou geboorte. So wie wil jy convince dat ek is okay, Here? Die Here gaan vir jou bymekaar maak. Die Here gaan vir jou bymekaar maak. So ek wil vir jou nooi. Ek gaan nie aan op jou lê nie. Ek gaan nie vir jou bid nie. Ek wil hê jy moet kom, want ons is nie skaam vir die Here nie. Want as ons skaam is vir die Here, gaan hy hom vir ons skaam. Ek gaan kom en ek gaan sê, Here, ek het dit beloof en ek het dit opreg bedoel toe. Maar die vyand het my beet gekry, want ek het nie daai eerste tree gegee nie. Ek het nie daai eerste tree in oorwinning gegee nie. Ek het nie daai eerste tree in volle geloof gegee om te weet, so seker as wat ek hier staan, God sal my deurdra. Hy sal my help om my goed te los. Hy sal my help om my papegaaisluit te los. Hy sal my help om nooit weer 'n drink te vat en ek dronk raak nie. Hy sal my help om op te hou skinder. Hy sal my help om ander mense sleg te maak. Hy sal my help om ander mense op te hou seermaak. En ek sal begin in die voetstappe van Jesus begin tree. En waar ek moeilik voel, of waar ek seker ek is nie nou baie seker nie, sal die Heilige Gees jou lei en leer. Maar net as jy dit toelaat, net as jy regtig opreg alles oorgee vir die Here en sê, Here, nou is it me and you time. It's you time in me. So of jy nou wil uitneel en of jy in jou bank wil sit en doen, fine by me. Jy hoef nie nou voor ek te kom. Maar ek wil vir jou sê, moenie langer met God se genade speel nie. Moenie langer sê, Here, nog 'n bietjie tyd nie. Ek gaan U nog 'n bietjie agtertoe skuif nie. Tyd is verby, so jou tyd is om. Jou tyd is om. Dis tyd om dit wat God vir jou gegee het, te vat. En daarmee te gaan in geloof, in autoriteit en 'n verskil te gaan maak die rukkie wat hoor is voor Jesus op die wolke kom. En as jy nie die autoriteit vat en Jesus gefokus is nie, gaan jy niks reg kry nie, man. Jy moet heiligmaking nastreef. Jy moet glo. Jy moet weet dat die Here jou nie begewe en sal verlaat nie. En jy moet leef volgens die wil van God. God bless you.